nie, sies toch. Geen verkiesing gaan het vir jou beter maak nie. Geen. All these people, all these political parties run the same agenda. They run the same agenda. Goed. Right, kan ek maar begin? Rankie Neville. Ja, nee, daar is definitief 'n asteroïde wat kom. Ja, die Global Cabal, daar is hy, wat oorwegend maar uit Jode bestaan. Hoeveel maande het ons oor om voor te berei? Ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê met sekerheid nie, ek kan vir jou sê, wanneer dit gebeur, sal dit gebeur. Wanneer dit gebeur, sal dit gebeur. So ek sê altyd, kyk uit vir, wanneer ons die aanslag sien op die Spaanse koning, kyk op wanneer ons die aanslag sien op die Britse koningshuis, en ons gaan sien wanneer ons begin arrestasies sien van boereleiers in Suid-Afrika, ja, dan is die tyd naby. Ja, Steenhuisen werk vir die kabal. Daar is hy. Alright, ouens. Ek kan maar begin, né? Goed. Goed. Ja, jy moes al begin het, Marilee. Jy moes definitief al begin het. Right, goed. Ek sluit af, nou, en dan kan ek praat. Settings. Goed, ek het die comments afgesit, reg. Ek sal kommentare weer 'n bietjie later aansit, reg. Goeiemiddag, goeiemiddag al aan ouens, dit is nou vandag, wat is dit, 22 Julie. Dit is die 22ste Julie vandag, en hierdie is die tweede deel oor my lering oor die oorloë van Openbaring. En toe ek die vorige een begin het, toe het ek begin by Openbaring 13, toe het ek vir jou verduidelik, dat Openbaring 13 is daar 'n dier met 7 koppe. En as jou predikant jou nie geleer het, wie is hierdie dier met die 7 koppe nie, dan het jy 'n ernstige probleem, want dit is 'n baie belangrike lering wat daardie man met jou moes gedoen het in die laaste paar jaar, oor en oor en oor en oor en oor. Want die evidence, die body of evidence, oor wat besig is om te gebeur, moet jy mos aan 'n profesie begin vassit. So jy het hierdie profesie, en jou vraag is wel, hoe weet ons hy gaan in vervulling? Ons kyk na die body of evidence, ons kyk wat gaan in die wêreld aan. Daarom moet ons waak en bid, ons kan nie net bid nie, ons moet waak. Nou hoe waak jy? Wel, 'n wagter waak, en dit is 'n ou wat daar op die mure gesit het, in die ou dae op die groot stede, het hulle sulke breë mure gebou, en daai mure was hoog op, en die mure was so, die huis was in die muur in vasgebou, en van bo af staan die verspieders, en hulle is besig om te kyk of hulle 'n stoffie sien op die horison, en dan begin hulle natuurlik, hierdie ouens hier aan die onderkant sê, luister, ons sien 'n stoffie op die horison. En partymal gaan die stoffie weg, en partymal kom die stoffie nader. En dan op 'n stadium dan sê hulle, luister, mooi, daai vlag wat daai ouens het, wat daar aan die voorpunt ry, is nie 'n goeie teken nie. Maak toe die hekke. Nou dit is hoe dit werk met alle profesieë. En ek weet, ek praat miskien 'n bietjie min met julle, ek het nie altyd die moed vir die lives nie. Reg, so, toe ek met julle gepraat het oor die oorloë van Openbaring, kon ek nie voltooi nie. En ek het vir julle verduidelik, Openbaring 6 is die derde wêreldoorlog. En die Bybel sonder die derde wêreldoorlog uit, want dit is die oorlog tussen die koning van die noorde en die koning van die suide. En dit lees jy daar in Daniël 11. Daarom is dit so dat Daniël 11 en Openbaring 6 oorvleuel. So Daniël 11 verduidelik van hierdie verskriklike oorlog wat kom tussen die koning van die noorde en die koning van die suide, en dan lees jy nooit weer daarvan in die Bybel nie, tot in Openbaring 6. Lees jy van 2 groot militêre faksies, alliansies, bondgenote. So jy die wit perd, wat is 'n perd? Dis 'n militêre beweging, reg. NAVO is die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie. Dis 'n militêre beweging. Dan het jy die perd, die rooi perd, militêre beweging. Hierdie rooi perd sal die vrede van die aarde al wegneem, maar daar is geen vrede nie. Maar wat hy daarmee bedoel is,
die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie het uitgegaan om te oorwin, en hy het oorwin. En die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie bestaan uit Europa, Brittanje, en hoofsaaklik sy kop is die VSA. Die VSA is sy militêre deel. Sonder die VSA kan hulle nie veel doen nie. Dis hoekom jy sien dat hierdie konstante gesprek tussen Trump en NAVO aan die gang is, waar Trump vir hulle sê, maar ons moet julle al die jare nog onderhou, en ons kan julle nie verder beskerm nie, julle moet dan bietjie begin self om julle eie weermagte te bou, julle moet nou julle eie wapensfabrieke begin, julle moet julle militêre spending opvat na 2.5% van julle GDP, en toe sê hy nou die dag, nee, het moet eintlik 5% wees, hy wil eintlik dit opgaan na 5 toe, daar word nou openlik gepraat van 5% van die GDP van Europa, moet gaan vir die maak van wapens en die oplei van troepe. Reg, dit is 'n militêre alliansie. Nou, hierdie rooi perd is China, Rusland, Iran en 'n klomp ander state wat daarbey aansluit, en ons noem hulle die koning van die suide of die Global South. Dit is wat hulle naam is, dit is hoe hulle genoem word. Sê ek wat so sê, dit staan in die koerante. So, en hulle noem ons dan nou ook BRICS. En hierdie BRICS nasies is baie sterk ekonomies. Hulle ekonomie, hulle gesamentlike ekonomie is veel groter as NAVO se. En die BRICS nasies se gesamentlike hoeveelheid troepe, as hulle dit bymekaar sit, is veel groter as wat die VSA in Europa en Brittanje enigstens na vore kan bring. En ons sien dan hierdie twee alliansies teenoor mekaar. Nou tans is die BRICS alliansie 'n ekonomiese alliansie. Maar dit sal op 'n stadium 'n militêre alliansie raak. En ons sien dat daar militêre ooreenkomste is tussen Rusland, China, ons sien dit al met Iran, Rusland met Noord-Korea, Rusland met Cuba, ons sal later sien dat Rusland betrokke raak, ook in Suid-Amerika, so op die agterstoep van die VSA. So hierdie derde wêreldoorlog is vir jou beskryf in Openbaring 6. Baie duidelik. En as jy hom deurlees, dan kom jy agter hier 6 seels. En dan kom jy agter by Openbaring 7 is 'n 7de seël. Reg? Reg. Hy sê hy, ons kyk. En dan kry ons, by Openbaring 8 is die 7de seël. Maar as jy nou lees, en jy kom by Openbaring 8, dan beteken dit, daar is nog dinge wat moet gebeur. So by Openbaring 6 sien ons, dat die konings en die magtiges van die aarde, het hulle gaan wegsteek in die spilonke van die aarde. Reg. En ek wil vir jou sê, hy praat van die rykes en die owerstes oor 1000, die magtiges en al die slawe en al die vry mense, het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge. So, waarmee eindig hierdie derde wêreldoorlog? Hy eindig met mense wat hardloop vir die bankers. Reg. En hier sien ons nêrens 'n wegraping nie. En die feit dat hy praat van vry mense. Wie is vry? Wie is vry? Die waarheid maak jou vry. So, hier is baie gelowiges en Christene. Jy hoor hulle. Hulle is die vry mense. Mense wat nie gebonde is aan die stelsel nie. En is hulle nog hier? Die vry mense is nog hier. Die wat deur die waarheid vrygesit is. God het hulle vrygemaak, maar hulle is steeds op aarde, hulle leef, hulle moet 3 keer 'n dag eet. Hier in Openbaring 7 lees ons van 'n redding van 144.000 Israeliete. En daai 144.000 Israeliete is net mans. So, dit is nie vrouens nie. God tel nooit vrouens, kinders, babas en ou mense nie. So, enige ou wat dink hierdie 144.000 is nou mense wat gered is, en hulle gaan nou almal hemel toe, en dis dalk 'n wegraping, en maak die fout van jou lewe. Niks daarmee te doen nie. Inteendeel, dit is ouens wat die groot verdrukking oorleef het. Nou, 'n Israeliet is nie 'n Jood nie. So, moet tog nie onder die wanindruk verkeer dat hy hier praat van Jode nie. Reg. Die woord Jood is in elk geval 'n woord wat nie in die oorspronklike teks voorkom nie.
die woord daar moet wees Judeërs. So, 'n Jood is nie 'n Judeër nie, reg, en 'n Jood is nie 'n Israeliet nie. So eenvoudig soos dit. Wanneer jy hierdie vrouens en kinders van hierdie 144.000 mans by mekaar sit, hulle vrouens, kinders, maas, paas, oumas en oupas, boeties en sissies, die hulle families, dan kry jy 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit al die nasies, stamme, volke en tale. Dis almal Israeliete. Reg. Dit is nie twee verskillende groepe mense nie. Is jammer as mense dit nie al kan sien nie. Maar dan sê hy toe het een van die ouderlinge gespreke vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? Wie is hulle? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, so hulle dit oorleef. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Nou is dit letterlik. Het hierdie ouens letterlik hulle klere gewas in die bloed van Jesus? Letterlik? Nee. Dis 'n figuurlike iets wat hier gebeur. Ons het hier te doen met geredde Israeliete, wat die groot verdrukking oorleef het. Want na die groot verdrukking is daar nog 'n hele lange tydperk in die wêreld oor, en ook in Suid-Afrika. So na die groot verdrukking is dit nie die 1000-jarige vrederyk nie. Na die groot verdrukking is daar 'n nuwe tydperk wat aanbreek. Reg. Dit is hoekom hierdie 144.000 Israeliete met hulle families bymekaar gebring is vir 'n bepaalde rede. Hulle is die oorblyfsel van Israel. Goed. En as jy hier lees, baie mense dink ons het hier te doen met 'n wederkoms, dis nie 'n wederkoms nie, ek sal dit bietjie later behandel. As jy by die 7de seël kom, dan hoor jy daar's 'n stilte, en dan begin die 7 bassyne. So waar's die wederkoms? Reg. En dit moet jy begin verstaan, as jy nie hierdie Bybel se, veral Openbaring, se kronologiese volgorde verstaan nie, en as jy nie die moed het om die skrif te lees nie, dan gaan jy alles glo wat die kerk vir jou leer. En dan is jy op 'n dwaalweg. Ek kan dit nou al vir jou sê. Reg. So hierdie derde wêreldoorlog wat hier plaasvind, het alles te doen met die 7de kop van die dier. Want die 7de kop van die dier is die FSA, en ek gaan dit gou vir julle noem. So dis Babylon, Mede-Perse, Grieke, die Romeinse pausdom is die 4de koninkryk. Jy sal van hom lees daar in Daniël 7. Die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, Brittanje, dan die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, en dan die FSA. So jy het 7 koppe. Ons begin gou weer. Babylon, Mede-Perse, Grieke, Romeinse pausdom, hy is die 4de dier. Die 5de een is die Brittanje. Brittanje neem by die pausdom oor as 'n superpower. Na Brittanje tot val kom, kry ons die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke. Hulle regeer so 73, 74 jaar. En toe hulle tot 'n val kom in 1989, kom ons sê hier van 1990 af, het die 7de kop die superpowerskap van die wêreld oorgeneem, naamlik die FSA, en die FSA is 'n tool van die Jode, en so het die FSA dan 'n baie oorlogsigtige nasie geraak. Want hulle die militêre krag wat hulle opgebou het oor bietjie minder as 70 jaar, en toe die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke in mekaar stort, toe kon die FSA die superpowerskap oor die wêreld oorneem. Reg. En van daardie tyd af sien ons die baie oorloë in die Midde-Ooste. Ons het die oorloë gehad in die Balkans met Servië, en ons het dan toe nou die Irak-oorlog gehad, ons het die oorlog in Sirië gehad, Libië, Afghanistan, Sudan, Somalië, en hulle is nou op pad natuurlik vir Iran. En hierdie is alles 'n Joodse, FSA en selfs 'n Brittanje projek, wat hulle besig is in die Midde-Ooste. Reg. En hierdie baie oorloë het daartoe gelei dat daar 'n alliansie tot stand gekom het, naamlik die Global South.
wat begin sê het, maar ons kan nie toelaat dat die FSA en NAVO die wêreld boelie nie. Met hulle militêre mag nie, en met die Amerikaanse dollar nie. So as jy nie wil saamwerk nie, dan sit hulle sanksies teen jou. Hulle kan net sanksies teen jou sit as jy die Amerikaanse dollar gebruik om mee handel te dryf. Anders beteken hy niks. So, en toe het daar hierdie ander alliansie ontstaan teen die 7de kop. En die 7de kop se tydperk is nou uitgedien. Nou as ons verstaan wat in jou Bybel staan, en ons lees, kom ons kom hier by Openbaring 14. Nou Openbaring 14, as jy hier lees, praat hy weer van die lam en die 144.000 op die berg Sion. En as jy enigstens dink, die berg Sion is 'n fisiese plek, dan kry ek jou jammer. Sion is Juda, berg is 'n koninkryk. Dit leer Openbaring vir jou. En jy moet dit toepas oral in die profete waar jy lees. So die berg Sion is nie die heuweltjie daarbo in die Midde-Ooste in die Joodse staat. Het niks met dit uit te waai. Net mooi niks nie. Berg is 'n koninkryk, Sion is Juda. Daar staan die berg Israel nie. Daar staan berg Sion. So, en Sion is Juda. Jy lees daai koppeling daar in Psalm. Ek sal op 'n stadium kyk of ek dit net gou vir julle kan kry. Reg. So hier praat hy van die 144.000. Hy noem hulle die eerstelinge vir God en die lam. En hulle is die eerstelinge. Hoekom is hulle die eerstelinge? Hulle is die eerstelinge op 'n nuwe aarde. 'n aarde wat totaal verwoes is deur middel van vuur. Eers deur die Derde Wêreldoorlog en toe deur God self. Volgens 2 Petrus 3, en dan kry ons dat hulle die eerstelinge is op 'n nuwe aarde. Hulle is eersgeborenes op 'n nuwe aarde. Dis hoekom hy hulle noem eerstelinge. En dan begin hy praat, as ons hier kom by vers 14 van Openbaring 14, en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk, en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof, en in sy hand 'n skerp sekel. Is hierdie 'n wederkoms? Nee. En 'n ander engel het uit die hemel uit die tempel gekom met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit: "Slaan die sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het." Is dit die wederkoms? Nee. Wat is die wederkoms? Die wederkoms is Openbaring 19. En daar lees jy, hy kom op 'n perd, en daar is 'n groot oorlog tussen Jesus en sy engele, en die dier en die valse profeet, en hulle magdom nasies wat hulle vergader het. Hierdie is nie Openbaring 9 nie. Hierdie is nie Armageddon nie. Hierdie is nie die einde van tye net voor die 1000-jarige vrederyk nie. Hierdie is die Derde Wêreldoorlog. Nou luister verder. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. Die aarde is afgemaai. En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad. En 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê: "Slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword." Wie is die wingerdstok? As jy nie die simboliek van hierdie Bybel verstaan nie, die Bybel is geskrywe met simboliek, nie geestelik nie, simboliek. Daar's 'n verskil tussen geestelik en simboliek. Simboliek is wanneer ek vir jou 'n storie vertel in simbole. En dis iets wat jy op skool al begin leer het. Dis iets wat ons kinders leer op skool. Die westerse wêreld doen dit so. Dis hoekom ons gedigte doen en ons lees die kinders boeke en dan word daar vir hom vrae gevra oor die simboliek. Veral met die gedigte sien ons dit. Reg. So, wat is 'n gelykenis? 'n Gelykenis is 'n simboliese verhaal van die realiteit. Dat is 'n profesie. 'n simboliese verhaal
van die realiteit wat op pad is. Reg, so wie is die wingerdstok? Die wingerdstok is Israel. Die wingerdstok is Israel. Jy kan nie dit in die Nuwe Testament maak, die wingerdstok is nou almal wat glo nie. Aikona. Dit staan nêrens nie. Die wingerdstok is Israel. Die simbool is gegee in die Ou Testament, en in die Ou Testament het hy die koppeling gemaak. Toe sê hy, my wingerd is Israel. Finishing klaar. Jy gaan by daai ding nie verbykom nie. Goed. En wat hoor jy? Jy hoor dat daar 'n sekel oor die aarde gaan, en die Israel wingerdstok, wat oor die aarde versprei is, en ons praat nie van die Jode nie, ons praat nie van die Jode nie, word afgesny. Nou wat gebeur met daai trosse? Kom ons hoor. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die wingerdstok van die aarde afgeoes, en het gegooi in 'n groot parskyp van die grimmigheid van God. Dit klink nie goed nie. Dit klink glad nie goed nie. Die parskyp van die grimmigheid van God. So die woede van God is daai parskyp. Dis die woede van die Almagtige. En as ons nou nog nie verstaan dat Vader woedend is nie, dan weet ek nie wanneer gaan jy dit begin verstaan nie. Dan sê hy verder, en die parskyp is buitekant die stad getrap. En die stad het niks te doen met daai fisiese stad daarbo nie. Het niks te doen met daai Jerusalem, Tel Aviv, hoernes daarbo nie. Net mooi niks nie. Reg, die stad is die heiligdom, en die heiligdom is die berg Sion. Reg, dus as jy moet hierdie goed gaan soek het buite, dis hoekom jy 'n Bybel-app moet hê op jou foon, en 3353 vertaling Bybel-app, dan kan jy altyd die woordjies gaan opsoek, dan op 'n stadium kom jy agter, hier is die vers waar hy sê, wingerdstok is Israel. Hier is die vers waar hy sê, Sion is Juda. Hier is die vers waar hy sê, berg is 'n koninkryk. Jy moet hierdie Bybel ontsyfer. Jy kan hom nie net lees en dan lees jy hom en dan dink jy verstaan nie. Werk nie so nie. Die Bybel is nie so geskryf nie, en hy is met 'n doel nie so geskryf nie. Die idee is dat nie almal hom moet lees nie, en nog minder moet hom verstaan. Ek lees verder, en die parskyp is buite die stad getrap, en die bloed het uit die parskyp gekom tot aan die tooms van die perde, 200 myl ver. Wie se bloed? Wie se bloed word hier Wie se bloed? Die trosse drywe. Wat van waar af kom? Van die wingerdstok af. Wat van waar af kom? Israel. En dit het niks te doen met die Jode nie. Niks! As dit te doen gehad het met die Jode, want dan moet julle dadelik gaan waarsku, hulle sê, luister, God sê hy gaan julle trap, dat daarvan julle net bloed spat, ou maat, tot by die tooms van die perde 200 myl ver. Maar ek het vir jou slegte nuus. Hierdie verwys na die blanke volkere van die wêreld, want Israel is die blanke volkere van die wêreld. So wat sien ons? Ons sien in hierdie oorlog tussen NAVO en Rusland, China, Iran, Noord-Korea en van hierdie ander nasies wat gaan bykom, gaan ons baie mense sien sterf. Maar ons gaan baie Israeliete sien sterf in hierdie tydperk. Dit gaan 'n parskyp wees, en dit word getrap in so 'n mate, en ek sal dit miskien gou vir julle soek, nou kan ons daarby uitkom. God sê, hy sal sekere plekke, sal hy self die parskyp trap. Hy sê dit. Hy sê, hy sal self trap daar. Hy sê, sodat die bloed op sy kleed spat. So ja, hier's ouens wat in die moeilikheid is. So, ons sien 'n derde wêreldoorlog. Wat is Openbaring 14 vers 14? Die derde wêreldoorlog. En hier verduidelik hy vir jou die verskriklikheid daarvan. En ek wil gou hierdie versie vir jou bysit. Ek wil dit vir jou bysit. Want dit is, ek het dit nou die dag, met ek die woordjie kalk gaan soek. Want dis mos baie mense wat glo hulle moet veras. Ons veras nie. Israeliete begrawe. Dis die oosterse nasies wat veras. Maar nou ja, luister mooi wat sê die skrif. En
hy praat hier van Israel. Kom ons kyk of ons is Jesaja 33. Nou ja, Jesaja 33, as die mens hier mooi lees, luister mooi wat hy sê. Hy sê, julle gaan swanger van strooi, julle sal stoppels baar. Julle geblaas is 'n vuur wat julle sal verteer. Nou as jy sien wat NAVO en die FSA en Brittanje en die Joodse staat doen, die aanblaas van die vuur van oorlog. Dis wat jy daar sien, is die aanblaas van vuur. Want die skrif sê Rusland word getrek tot die oorlog. Hy wil nie. So wie is die ouens wat hom trek? Die koning van die noorde. So, mens moet dit mooi verstaan. Hy sê, julle gaan swanger van strooi, julle sal stoppels baar. Julle geblaas is 'n vuur wat julle sal verteer. Dan word die volke 'n kalkbrandery, afgekapte doringbosse wat met vuur verbrand word. Nou moet jy baie bekommerd raak. As 'n mens 'n persoon veras, dan sit jy hom in 'n vuur, al wat oorbly is 'n bietjie bene, dit gooi hulle deur 'n crusher, dan gee hulle vir jou die wakkie met wat ook al daarin is. Reg, die vat jy nou saam huis toe, of jy gaan pak dit iewers in 'n muur, of wat ook al. As ons 'n volk 'n kalkbrandery maak, dan beteken ons het 'n baie groot hitte op hulle losgelaat. Iets soortgelyk aan brandbomme, fosforbomme en kernbomme. Dis waarvan hy praat. Hy sê die volke, watter volke praat hy van? Die Israel volkere. Dis waarvan hy praat. Hy sê, daardie volke word 'n kalkbrandery. Luister mooi, die atoombomme gaan nie val hier in Suid-Amerika nie. Dit gaan nie val in die Suidpool nie. Dit gaan val in Europa. Dit gaan val in FSA, heel moontlik, wel definitief Brittanje. Dis waar dit gaan val. Dis waar die vorige oorlose bomme geval het. En die eerste een daar in 1914 het ook daar is die groot oorloë aan die gang. Nou dit gaan daaroor dat die Jood die blanke se getalle drasties moet verminder. So, om daardie rede moet die oorloë, blaas hulle die oorloë aan, doen die befondsing van die oorloë. Sonder die Joodse bankiers is daar geen oorloë nie, want hulle befonds dit, en hulle befonds albei kante. Wie maak geld? Die Jode, reg. Hy sê afgekapte doringbosse, so die volkere is wat? Doringbosse. Hulle is doringbosse. Dis wat hy hulle mee waarmee hy hulle vergelyk. Hulle regering soos ook hierdie doringbosse. Wat is 'n doringbosregering? Ons gaan binnekort een kry. Dis 'n saamgeflanse New World Order government wat die Vatikaan regeer, die Britte regeer om, die FSA regeer om, dan het jy 'n saamgestelde New World Order government waar die stelsel geïmplementeer word, die Babyloniese stelsel, die merkstelsel word geïmplementeer. En dit is ook so aangeflanste regering, is 'n doringbos. Jy weet nie waar moet jy aan hom vat nie. Nou hier by my het ek lantanas. Nou hy gaan vir my amper deur as 'n doringbos. Nou ek sê vir jou om 'n lantana af te kap en van hom ontslae te raak is 'n nagmerrie. Jy moet handskoene hê. En jy moet baie mooi weet wat jy doen, want daar waar jy vat, gryp hy jou vas. Iets soos 'n waggebietjie. Jy probeer om met 'n waggebietjie iets te doen. My maat, dan het hy jou hier en dan het hy jou daar. Dis waarvan hy praat. Hy sê hulle word, dis 'n kalkbrandery. Daar gaan van sekere plekke net beendere oorbly. 'n Kalkbrandery, dis waarvan hy praat. Hy praat van hierdie derde wêreldoorlog. Hierdie verskriklike derde wêreldoorlog wat kom. Goed, so, baie blanke seuns en dogters sal sterf in hierdie oorlog. As dit nie by die huis is, as die bomme val nie, sal dit op die slagveld wees. Reg, nou moet jy iets verstaan. So, waarheen is die derde wêreldoorlog dan op pad? Kyk, want die ouens wat die ding hanteer en aanblaas,
Hulle het 'n agenda, so waarheen is hulle op pad? Hulle is op pad na die koms van die 8ste kop. Hulle wil hulle het 'n nuwe stelsel wat hulle besig is om in te bring, behalwe dat dit die merkstelsel is dit die totale vernietiging van alle blanke lande. Dit is die groot doelwit, want dan kan Islam en die Jodendom die wêreld regeer, en eintlik aanbid hulle dieselfde God. Hulle sê dit openlik. As jy my nie glo nie, gaan soek dit op TikTok uit. Jy gaan daai inligting daar kry. 'n Jood kan in 'n moslim tempel gaan aanbid. Hulle sê dis aanvaarbaar. Reg, want die moslim erken ook nie Jesus Christus nie, en die Jood erken nie Jesus Christus nie, so hulle het iets in gemeen. So, die Jood sê, dat die Allah God is dieselfde God wat hy aanbid. Hy sê dit openlik. Gaan lees dit, gaan soek dit op. Reg, miskien is dit hoekom hulle nie die naam wil sê nie. Want as hulle nou die naam sê wat hulle aanbid, gaan ons agterkom met wie ons te doen. Reg, nou is die vraag, so ons is op pad na 'n stelsel waar die Jodendom en die islamitiese kalifaat die wêreld gaan regeer. Dit is deel van die 8ste kop. Dit is deel van die 10 nasies. Maar die 10 nasies bestaan nog nie. So wanneer kom hulle in wording? Reg, wanneer kom hierdie alliansie in wording? Maar dit gaan oor die bondgenootskap. Reg, hy sê, en die 10 konings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. 10 horings, wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, so wat, regeer hulle al? Nee, daar's nasies, ja, maar hulle regeer nie. Hulle regeer nie die wêreld nie. Hulle regeer hulle self miskien. Reg. Maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Nou, 'n halfuur is 7 dae en 12 uur. In 'n uur is 14 dae. So is nie 'n lang tydperk nie. So 14 dae tydperk. Waar hulle mag ontvang en hulle hierdie 3de wêreldoorlog totaal swaai in hulle guns. Dis waar hulle op pad is. So hulle swaai hom in 'n 2 weke tydperk in hulle guns. Wat beteken dan moet iets radikaal miskien gebeur het met Iran, Turkye, heel moontlik met Rusland, ja, iets radikaal gebeur het, sodat ons sien dat daar 10 nasies bereid is om 'n tafel te gaan sit en te sê, ons gaan al ons verskille wat ons met mekaar het, of dit geloofsverskille is, dit politieke verskille, whatever, maar ons gaan nou om 'n tafel sit. En ons gaan by mekaar kom, en ons gaan baie vinnig 'n plannetjie skryf, oor hoe gaan ons ontslaa raak van Babylon. En Babylon is nie die Europese Unie nie, dis nie Brittanje nie, dis nie Ierland nie, dis nie Skotland nie, dis nie Kanada nie, dis nie Nieu-Seeland, Australië of die VSA nie. Babylon is die Joodse staat. En die tyd sal kom, dat die islamitiese volke, en selfs die wat nie islam is nie, gaan vir hulle self sê, luister, die Jode en die Joodse staat is ons grootste krisis. Dit sal kom. Die Joodse staat word gebruik as 'n militêre basis deur Brittanje en die VSA en selfs deur NAVO. So hulle gebruik hierdie Joodse staat, met die toestemming van die Joodse staat, as 'n proxy weermag om sekere dinge te doen. Nou van 1990 af tot omtrent 2020, bietjie minder as dit, het ons gesien dat die VSA gebruik word deur die Jode gebruik die VSA, NAVO en Brittanje, om hulle oorlog te veg in Sirië, Irak, Afghanistan, Libië, verstaan? En nou het die situasie effens omgekeer, en ons sien dat die Joodse staat nou by 'n punt is, kyk, hy het sy weermag nou gespaar vir meer as 20 jaar, 30 jaar sy weermag gespaar. Die wit seuns en dogters wat gesterf het, was die Britte, die Ire, die Europeërs, Kanada, VSA, daai wit seuns en dogters het gesterf, so hulle het hulle weermag intakt gehou, hulle het hulle goedertjies bymekaar gemaak, en nou kom hulle na vore, want hulle gaan nou die laaste stretch, wat hulle nou doen,
sodat hulle sogenaamde Greater Israel Plan kan implementeer. En daarmee saam wil hulle, ek het al gepraat, Libanon insluk, Gaza insluk, Wesbank insluk, Jordanië insluk, 'n deel van Egipte insluk, die grootste deel van Sirië, die grootste deel van Irak en die grootste deel van Saudi-Arabië. Dit sal kom. Nou wanneer hierdie klomp Moabiete en Ammoniete daar in Saudi-Arabië, want Saudi-Arabië is Moabiete en Ammoniete wat daar regeer. Dis 'n klansisteem, 'n baie gevaarlike klansisteem. En hulle beheer die islamitiese populasie. Maar is Moabiete en Ammoniete. Nou wanneer hierdie Moabiete en Ammoniete gaan agterkom, die Joodse staat soek ook 'n stuk van hulle grond en hulle bronne, die weet ek nie, maar die Bybel sê Moab sal totaal vernietig word en Ammon daarmee sal. Maar goed, kom ons gaan aan. So ons sien dat hy sê die 10 horings word dan nou 10 konings, hulle ontvang mag, hulle gee hulle gesindheid en hulle krag en hulle mag oor aan die dier. Reg? Watter dier is dit? Dit moet die 8ste dier wees. Daai 8ste kop. Nie die 7de kop nie, die 8ste kop. Onthou die 7de kop is die VSA. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin. Is dit nou in Openbaring 17? Nee, dis in Openbaring 19. Want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is geroepe en uitverkoor en getrou. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak, en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Wie is dit? En ek vir jou vandag sê, as die VSA in Brittanje verlate gemaak word en verbrand word, sal daar van die Joodse staat ook nie iets oorbly nie. Want die Joodse staat kan nie eendag bestaan sonder VSA, Britte, Frankryk, hulp nie. Nie sonder hulle wapens nie, nie sonder hulle geld nie. Reg, hierdie hele idee dat die Bybel sê Israel sal in al die nageslagte van Israel sal die wêreld geseën word, dis 'n belofte wat hy gee vir Abraham. Wel, hy praat nie van die Jode nie, want daar is geen seën in die Joodse staat nie. Geen. Niks. Hulle aanbid nie Jesus Christus nie, hulle verkondig nie Jesus Christus nie, hulle maak oorlog. By die bloedvergieting in die laaste meer as 70 jaar in daardie deel van die wêreld is verskriklik. Nou as jy dink God keer dit goed, dan weet ek nou nie wat moet ek vir jou sê nie. Nou ja, dan sê hy, luister mooi, nou wie sit agter hierdie plan om van Babylon, die Joodse staat, ontslae te raak? God self. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woord van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. En almal sal vir jou sê, die politiek word beheer uit die Joodse staat uit. Die wêreldpolitiek word beheer uit die Joodse staat uit. Ons weet dat die Joodse lobby beheer Brittanje, die Joodse lobby beheer die VSA. Dit is baie duidelik dat die Joodse lobby ook NAVO beheer en ook die Europese Unie. Ursula von der Leyen het nou die dag gesê dat Europa volg die waardes van die Talmud. Nou wie dink julle het haar dit geleer? Dink jy sy lees? Dink julle sy lees die Talmud? Nee. Ek dink nie sy kan lees nie. So sy is net 'n puppet. So namens wie praat sy? Sy praat namens die Joodse lobby. Reg. So, nou ek wil net vir jou mooi wys, want kyk, anders is daar altyd weer 'n klomp wat vir my sê, maar dit is nie so nie. Ek kry altyd mense wat, in die kommentare vir my verduidelik, ek moet bykom, maar hulle kan self nie Openbaring uitlê nie, hoor hulle nie lives maak nie. Luister mooi wat hy sê. Hierso by Openbaring 11, en hulle lyk, hy praat van die 2 getuies, nou dis nie mense nie. So in geval jy gedink dat die 2 getuies is mense, is nie mense nie. En hulle lyk sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Weet julle dat in Openbaring
was Johannes nie eers bereid om te verwys na die fisiese stad Jerusalem nie. Hy wou dit nie sê nie. So dit is duidelik dat hy 'n afkeer gehad het aan die fisiese stad Jerusalem. Want hy noem hom nie eers hier nie. Hy verwys na hom, en hy verwys daarop, hy sê, waar ook ons Here gekruisig is, dan noem hy hom Sodom en Egipte. Nou dit is Jerusalem, daai Jerusalem stad daarbo, is Sodom en Egipte. Hy sê, geestelik is hulle Sodom en Egipte. Sodom, hoekom? Want hulle horeer met die nasies, en geestelik is hulle ook Egipte. Die hele wêreld is in slawerny aan die Jodendom en die Joodse finansiële stelsel. Dis so eenvoudig soos dit. Goed. Ons sien dan tydens die derde wêreldoorlog, wat ons sien in Openbaring 6, Openbaring 14, Openbaring 17, sien ons hierdie oprigting van 'n nuwe alliansie. En hierdie is die Gog en Magog alliansie. Hy noem dit so in Openbaring 19. Hier noem hy dit nie, maar hy sê dit in Openbaring 19. So hier sê hy van hierdie 10 nasies wat teen die lam sal oorlog voer en die lam sal oorwin. Goed, nou kom ons kyk of ek reg is. Of hy hom nou hierso sê, hy sê dit in Openbaring 20, maar in Openbaring 19 sê hy, en ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom en wat op die perd sit en teen sy leer. Reg, en dan kom hy nou weer, dan sê hy, die nasies, na die 1000-jarige vrederyk, sien hy weer, hierdie nasies by mekaar kom, en hy noem hulle die Gog en Magog nasies. So dieselfde nasies, wat teen Jesus geveg het in Openbaring 19, wil weer veg teen hom en die laar van die heiliges in Openbaring 20. So wie is hulle? Die Gog en Magog. Wie is hulle wanneer hulle die hoer op die dier, die Joodse staat vernietig? Hulle is die Gog en die Magog. Reg. En as jy daai verstaan, man, dan kan ons daar verder. So kom ons kyk, dat ek gaan met jou Esegiel 39 deurgaan. Ek het nou nog nie eers by die ander oorloë uitgekom nie, maar ek sal maar weer praat. As julle lus is daarvoor dat ek weer praat. Goed, kom ons kyk. Want hier is baie belangrik, en ek sien soveel mense hierdie ding verkeerd het. En as jy dink ek het verkeerd, dan moet jy dit sê. En soos ek sê, die kommentaar is oop daar op YouTube, dan kan jy nou met daar jou kommentaar gaan sit. Dan moet jy nou asseblief vir my verduidelik. Waar is ek verkeerd? Dan kan ons bietjie skrif vergelyk. Ek het nie 'n probleem om skrif te plak daar nie. Reg, Esegiel 38 en Esegiel 39 is nie dieselfde gebeure nie. Luister mooi, is nie dieselfde gebeure nie. As ons net dit kan verstaan, dan gaan ons baie dinge verstaan. Reg. Kom ons kyk. Esegiel 38 praat hy hier by vers 8. Na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van jare sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke op die berge van Israel, wat gedurig deur as 'n pynhoop daar gelê het. Ja, dit is uit die volke uitgebring en hulle woon almal in veiligheid. Nou waar is dit? Waar is hierdie plek wat in veiligheid woon? Waar is dit? Sê gou vir my, waar woon almal in veiligheid? Sê bietjie vir my, waar is dit? Ek wil weet, ek kan ons immigreer sin toe. Waar is dit? Waar woon almal in veiligheid? 'n Land wat reggekom het van die swaard, daar was nie weer oorlog nie. Hy noem hulle Israel. Hy sê hulle woon in veiligheid. Hierdie ouens sluit nie eens hulle deure nie. Daar's niks wat hulle bedreig nie. Waar is dit? Wel, is nie die Joodse staat nie. Is definitief nie Brittanje nie. Is ook nie die VSA nie. Waar is dit? Dit het nog nie gebeur nie. Daardie herstel van Israel het nog nie gebeur nie. So Esegiel 38 het nog nie gebeur nie. Esegiel 38, gaan skryf by, is Openbaring 20 vers 8. Goed, Esegiel 39 is Openbaring 6. Reg,
Kom ons lees. En jy mensekind profeteer teen Gog en sê, so spreek die Here, kyk ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Mesag en Tubal. Ek sal jou weglok en jou lei en jou laat optrek uit die agterhoeke van die noorde en jou laat kom op die berge van Israel. Berge. Wat is 'n berg nou weer? Wat het ons nou geleer? Wat sê die Bybel is 'n berg? Vra nie, ons luister mooi, ons het nie te doen met 'n fisiese berg nie. Asseblief mense, die wêreld is vol berge. Hier in Suid-Afrika is die hele lot. Ons het nie te doen met fisiese berge nie. Hy praat in simboliek. So hy noem hier 'n aantal lande. Hy sê, hulle kom as 'n mag na die berge van Israel toe, na die koninkryke van Israel, na die nasies van Israel, want die belofte is, Israel sal baie nasies word, en koning sal uit hulle voortkom. Waar is dit? Waar is die Jode, wat dit betref? Die Jode het nooit nasies geword nie. Nêrens nie. Hulle het in ghettos gebly in verskillende nasies, hulle was nêrens welkom nie, as gevolg van hulle swak gedrag. Moet maar 'n bietjie gaan oplees. So nou waar is die konings wat uit die Jode uit voorgekom het? Hulle het geen. Maar daar's baie koningshuise in Europa gewees. Selfs in Rusland was daar koningshuise. Al die lande in Europa het koningshuise gehad. Dit is 'n interessante ding. Hoe sal hulle self nou verhef om koningshuise te wees? Waar kry hulle die idee? Dit kom van Israel af. Dit kom uit hulle uit. Hulle is die nasies wat gekom het uit verstrooide Israel uit, en konings het uit hulle voorgekom. 'n kenmerk van hulle is ook dat hulle landbou gedrewe is en nie oorlogsgedrewe nie. Goed, kom ons luister verder. Dan sê hy, en ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan, en jou pyle uit jou regterhand op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leers en al die volke wat saam met jou is. Aan die roofvoëls van allerhande vere en aan die wilde diere van die veld het ek jou as voedsel gegee. Reg, so hy praat van daar is 'n slagting wat plaasvind van die Gog en Magog. Gaan hulle herstel daarna? Herstel die Gog en die Magog? Ja, jy lees dit dan in Openbaring 19 en jy lees dit in Openbaring 20. Selfs in Openbaring 17 word daarna verwys dat hierdie Gog en Magog nasies op 'n manier behoue bly. Al is hulle getalle miskien minder, maar op 'n manier bly hulle behoue. Hulle kom weer saam, hulle vorm weer 'n alliansie, die keer onder die dier en die valse profeet, en dan trek hulle op teen die lam. In Openbaring 17. So, 'n ou moet jou logika nou hier gebruik. So as hulle Babylon, kom ons redeneer, kom ons speel duiwelsadvokaat. Kom ons sê Babylon is die westerse nasies, al die blanke nasies van die westerse nasies is nou Babylon. Dis nou met hulle Joodse ekonomiese stelsel. Kom ons ignoreer dit maar. En Babylon word nou absoluut vernietig in hierdie tydperk. Reg. Goed. Nou, maar die Gog en die Magog word ook vernietig. Nou, hoe nou? Hoe nou? En as jy nou gaan dink by jouself, maar die oorblyfsel van Israel moet herstel word. En dit kan nie die Joodse staat wees nie, want daar word duidelik gesê, hy is die hoer op die dier. So hoe nou? Gaan dink mooi by jouself. Dit kan ons nie werk nie. Dat Europa totaal vernietig gaan word is waar, want die parskuip word getrap en die bloed kom aan die tome van die perde 200 myl ver. So daar's baie mense wat gaan sterf. Maar ook onder die Gog en Magog is daar baie mense wat gaan sterf. Dan gaan hy verder. Kom ons lees. Hy sê, en die inwoners van die stede van Israel, dit het niks te doen met die Joodse staat, die mense. So daar's mense wat oorbly. Sal uitgaan en vuur maak en stook met die wapens, tuin en groot skilde met boë en pyle en knopkieries en spiese en hulle sal daarmee vuur maak 7 jaar lank. Reg. So hy praat van hulle, en mens kan bietjie later kyk spesifiek na wie hy praat, want hy praat van die trekkers aan die ooste kant en so aan, en eintlik praat hy van Suid-Afrika. En hy praat van hoe gaan hulle deur die land en hoe maak hulle skoon sodat daar nie lyke rond lê nie. Lees mooi daar. En dan kom hy, dan sê hy verder, dan sê hy, en ek sal my heerlikheid onder die nasies bring. Watter nasies praat hy van?
Die Israel-nasies. En al die nasies, die Israel-nasies sal my strafgerig sien wat ek voltrek het en my hand wat ek op hulle gelê het. So wat sê hy? Hy sê hy staan die sekel in, want die oes het oorryp geword. Die trosse druiwe het oorryp geraak. So hulle begin vrot aan die wingerdstok, as gevolg van die vrotstelsel waarin ons leef. Reg. So dit is 'n strafgerig wat God voltrek. Dan sê hy verder, en die huis van Israel sal weet dat ek die Here hulle God is van die dag af en verder. Van daai dag af verder sal hulle weet dat hy God is. So daar kom 'n drastiese bekering onder die Israeliete, die huis van Israel. Praat hy van die Jode? Die Jode sal vir jou verduidelik, hulle aanbid God tog al die jare, hulle weet tog al die jare wie hy is. Dis natuurlik 'n absolute leuen, want hulle verwerp Jesus Christus. So van wie praat hy hier? Hy praat nie van die klomp Israel, die staat Israel, hy praat nie van die Jode nie, hy praat van die blanke westerse nasies. Dan sê hy, en die nasies sal weet dat die huis van Israel van wie hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het. Omdat hulle teen my troubreek begaan het, as ek my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van die teenstanders oorgegee, sodat hulle almal deur die swaard geval het. Van wat praat hy? Praat van die Derde Wêreldoorlog. Hy sê, hierdie nasies, hy sê ek het hulle verstrooi, hulle is in ballingskap. En ek het hulle in die hand van hulle teenstanders oorgegee, in die Gog en die Magog. Reg, sodat hulle almal deur die swaard sal val. Volgens hulle onreinheid en hulle oortredinge het ek met hulle gehandel en my aangesig vir hulle verberg. Daarom so sê die Here, Here, nou sal ek die lot, nou, wanneer is hierdie nou? Die nou is nadat die Gog en Magog vernietig is, daai slag plaasgevind het, in so 'n mate, dat hulle vir 7 jaar gaan vuur maak met alles wat daar rond staan, en hulle moet nog die lyke bymekaar maak, en so aan. So na die Derde Wêreldoorlog, sê hy, nou verander ek die lot van Jakob, menende, nou herstel ek Israel. Nou bring ek die oorblyfsel bymekaar, nou herstel ek hulle. Nou sal ek die lot van Jakob verander, en my ontferm oor die hele huis van Israel, en ywer vir my heilige naam. Hy sê nou, dis na die Derde Wêreldoorlog. Hy sê, dan gaan ek hulle herstel. Praat nie van die Joodse staat nie. Joodse staat het in wording gekom na die Tweede Wêreldoorlog. Tweede Wêreldoorlog is nie die Gog en Magog oorlog nie. Reg, dan gaan hy, en hulle sal hulle smaad vergeet, en al hulle ontrou wat hulle teen my begaan het, as hulle in hulle land veilig woon, en daar niemand is wat hulle verskrik nie. Luister mooi, wat sê hy in Esegiel 38? Hy sê, na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek, wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke. Reg. Luister mooi. Hy sê, en hulle in hulle land veilig woon, en is nie die Midde-Ooste nie. Hy plant hulle op 'n nuwe plek. As ek hulle terugbring uit die volke en hulle versamel uit die lande van hulle vyande, sal ek my in hulle al laat ken en voor die oë van die nasies. Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat ek my gees oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek die Here, Here. Wanneer is die herstel van Israel? Na die Derde Wêreldoorlog. In die tydperk wat die Derde Wêreldoorlog woed en daarna, in die tydperk van die groot verwoesting van die aarde, wat ons lees daar in die 6de deel van Openbaring 6, sien ons dat ons 'n herstel het, wat plaasvind van die Israel-nasies, waar 144.000 mans bymekaar gebring word, waar? In Suider-Afrika. Nie in die Midde-Ooste nie. Mense, dis nie 'n moeilike begrip nie, ons moet hierdie goed begin baasraak. Ek wil net kyk of ek nie net vir julle hierdie stukkie kan lees in Amos nie. Kom ons kyk of ons gou Amos kan kry. Ek sal hierdie kant gou lees. Ek wil net gou kyk waar sy strome van pik, want ou moet net mooi verstaan. Die Midde-Ooste sal verwoes word. Kom ons kyk of ek hom vir julle kan kry.
So kyk, gaan na die woordjie pik, en dan wil ek vir julle die ding oor Bosra gou opsoek. Ja, ai mense, as ons net kan verstaan, dan gaan dit beter wees. Hy sê hierso, Jesaja 34 vers 9, want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion, in die regsaak van Juda. So God het 'n regsaak met Juda. Hy het nie 'n regsaak met Israel nie. Dis heeltemal iets anders. Hy het 'n regsaak met Sion en daar is 'n jaar van vergelding met Sion, Juda. Nou dis die boerevolk. Dis wat hy met ons het. En sy strome sal in pik verander word en sy stof in swaal en sy land sal brandende pik word. Nou watter plek praat hy hiervan? Ja, dis die een wat ek van julle gepraat het. Kom ons lees. Jesaja 34. Kom nader o volke, van wie praat hy? Israel volke. Om te hoor en nasies luister, laat die aarde hoor in die volheid daarvan, die wêreld en alles wat daaruit voortkom. Want die toorn van die Here is oor al die nasies en grimmigheid oor al die leerskare. Hierdie leerskare is wie? Dis Israel. Hy het hulle met die banvloek getref. As jy iets van die banvloek tref, dan verbrand jy dit met vuur. Wat het julle nou nog gehoor? Die nasies sal 'n kalkbrandery word. Reg. Hy het hulle oorgegee om geslag te word. Van wie praat hy? Israel. Julle lees dit dan in Openbaring 14. Die slagting is so ver, dat die bloed kom tot by die toons van die perde 200 myl ver. Dis 'n slagting. En hulle gesneuweldes sal weggewerp word en die stank van hulle lyke gaan op. Dis gewoonlik wat gebeur tydens die Derde Wêreldoorlog en die berge smelt van hulle bloed. Is dit regte berge? Nee, dis koninkryke. So beteken die koninkryke verklein as gevolg van die baie seuns en dogters wat sterf in hierdie Derde Wêreldoorlog. En al die leerskare van die hemel vergaan en die hemel word ingerol, word in mekaar gerol soos 'n boek. En al sy leerskare val af soos 'n blad van die wingerdstok afval en soos vye afval van die vyeboom. Van wat praat hy hier? Openbaring 6. Kom ons lees dit net gou, want anders sê julle, ek weet nie waarvan ek praat nie. Goed, Openbaring 6, hier praat hy mooi, luister mooi. Hy herhaal presies dieselfde. Hy sê, en die hemele, kom ons begin hiersom. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vyeboom wat deur die wind geskit word en sy navye laat afval. Hier sê hy, en al sy leerskare, wie is die leerskare? Is die sterre. En val af soos 'n blad van 'n wingerdstok afval en soos vye afval van 'n vyeboom. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat tog gerol word. Hier sê hy, en al die leerskare van die hemel vergaan en die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek. Reg. Dan sê hy, en al die berge en eilande het hulle plek versit. Hierdie is letterlik, maar is ook figuurlik. Berg is 'n groot volk en 'n eiland is 'n klein volkie. Maar wanneer iets wat so kateklismies is, wat in die hemele gebeur, dat die sterre gerearrange word, want dis waarvan hy praat, dan beteken dit sal mos 'n direkte invloed hê op dit wat op die aarde gebeur, op die aarde se koers. Ons moet nou begin dink. Reg. Dan sê hy, nou van wat praat hy? Hy praat Openbaring 6. So hier in Jesaja 34 praat hy van die groot oorlog, Openbaring 6, en Openbaring 14 en Openbaring 17. Dan sê hy, in vers 4, verwys hy na die 6de seël. Hy sê groot verwoesting kom in die hemelruim. Dan gaan hy verder en sê, want my swaard het dronk geword in die hemel. Kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek om geoordeel te word. Nou kom ons kyk of hy vir ons kan sê, waar is Edom? Die swaard van die Here is vol bloed, dit drup van vet, van die bloed van lammers en bokke, van die niervet van ramme. Hoekom? Hoekom drup die swaard so van bloed? Want in Openbaring 14 vers 14 lees ons van die sekel wat oor die aarde gaan en die baie bloed wat in die parskuip getrap word. Hy praat daarvan. Want die Here het 'n slagoffer in Bosra en 'n groot slagting in die land Edom. So waar is Bosra? Bosra was die hoofstad van Edom. En Bosra is daar waar die Joodse staat vandag is. Dis waar Bosra is. Dan val die buffels saam met hulle. Buffels is groot sterk nasies. En die jong stiere, saam met die stiere.
en hulle land word dronk van bloed en hulle stof versadig van vet. Dan sê hy, want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion. So God sê, die Edomiet gaan ek straf en hulle totaal vernietig en hulle slag daar in Bosra as gevolg van dit wat hulle my volk Sion aangedoen het. Dis wat hy sê. Hy sê ek het 'n regsaak met Sion en as gevolg van Sion met Edom, die Joodse staat. En sy strome, wat is strome? Is daar in die Joodse staat, in die Midde-Ooste, sal in pik verander. Ons het nie oliebronne by ons nie, mense. Ons het 'n bietjie daar in die see. Maar daar, ons het nie, dit wat daar onder in die Midde-Ooste is iets wat ons nie het nie. Ons het dit nie. Sy strome sal in pik verander word en sy stof in swaal en sy land sal brandende pik word. Dit sal snags of oordag nie uitgeblus word nie. Vir ewig gaan sy rook op, van geslag tot geslag lê dit woes. Vir altyd en ewig trek niemand daardeur nie. Praat hy nou hier van Babylon? Ja. Nou as Babylon dan nou Europa is, in Brittanje, in Ierland, in Skotland, in Kanada, in VSA, in Australië, in Nieu-Seeland, want hulle is almal dan nou saam Babylon, gaan hulle lande dan nou in strome van pik wees. Gaan dit hulle lande wees, waar dit brandende pik gaan word, waar daar, dit brand so, dat dit nie kan uitgeblus word nie. Nee, hy praat van die Midde-Ooste. En dit gebeur onder andere as gevolg daarvan dat die Midde-Ooste, as gevolg van die skuif van die pole shift en die draai van Afrika, druk Afrika direk in die Arabiese plaat in, en hy doen dit reeds. En dit is hoekom ons groot aardbewings gaan sien, en reeds gesien het in die Arabiese plaat, in Turkye, die moeilikheid wat ons sien, nou in Italië, Griekeland, daai klomp aardbewings, daai vulkane wat daar onder see begin aktief raak, het alles te doen met hierdie Afrika plaat wat draai, en hy druk homself in die Arabiese plaat in, en met 'n pole shift, want ons is op pad na 'n pole shift toe, want daar is 'n groot kataklisme wat gebeur in die hemelruim, word die Midde-Ooste in 'n kwessie van 1 uur berge, en al sy oliebronne ontplof, en hulle sal brand forever and a day, baie koolstofdioksied wat in die lug gaan opgaan, aarde gaan lekker groen raak, maar van die Midde-Ooste sal daar niks oorbly nie. So, want as ek verkeerd is, dan jy 'n probleem, want dan gaan daar van Europa, en van Brittanje, en van Kanada, en die VSA, en so aan, alles wat Babylon is, dan nou totaal verwoes raak. Nee, die Midde-Ooste gaan so lyk. Daar waar Bosra, en Tyrus, en Sidon, al daai plekke. En as ons gaan kyk na Amos 1, ons kyk of ek gou Amos 1 kan kyk, en want daar lees ons mooi van wat daar gaan gebeur, en wat is die rede vir die probleem, onder andere, en daar seker nog verwysings, ek kan nou net nie my vinger daarop lê nie. Amos 1, praat hy mooi. Hy het gesê, oor 3 oortredinge van Damaskus, ja oor 4, dan waar is hierdie Damaskus? Dit moet daarbo wees. Hy praat nie nou van die volk Israel nie. Vir Israel het hy verskillende name, Sion, Berg Sion, Jerusalem, dogter van Jerusalem, my ryksgebied, my volk, hy het verskillende name vir hulle, soms noem hulle tot Samaria, ander kere noem hy hulle Efraim, ander kere noem hy hulle Jerusalem. Hy praat nie nou van Israel nie, hy praat nou van Damaskus. En almal raak vreeslik opgewonde, as hulle nou hoor, daar gaan nou verwoesting wees van Damaskus. Die verwoesting van Damaskus is die laaste merker voor ons ingaan in die verwoesting van Europa en Brittanje. Ou moet mooi gaan lees wat daar staan. Maar kom ons lees. So oor 3 oortredinge van Damaskus, ja oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle Gilead met die ysterdorslee gedors het. Daarom sal ek 'n vuurslinger in die huise van Hazael en sal die paleise van Ben-Hadad verteer. Hazael en Ben-Hadad is Edomite. Gaan lees in jou Bybel, wie is Ben-Hadad en Hadad? Dit is Edomite, is Jode, is Edomite, dis Edomitiese
geslag, dis waar hy die name vandaan kry. Ek sal die grendel van Damaskus verbreek en die inwoners van die laagte van Aven uitroei, en die wat die scepter dra uit Bet Eden, en die volke van Aram sal in die ballingskap gaan na Kir, sê die Here. So, sê die Here, oor 3 oortredinge van Gaza, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die ganse bevolking in ballingskap weggevoer het om dit aan Edom uit te lewer. As God dan nou kwaad is oor Gaza, hoekom is hy kwaad oor Gaza? Wat is die krisis onder andere met Gaza? Hy sê, omdat hulle 'n ganse bevolking in ballingskap weggevoer het en dit aan Edom uitgelewer het. Is Gaza in ballingskap? Ja. Hulle word geoccupy deur die Joodse staat. Die Arabiese volke het Gaza, die Palestynë, wat eintlik Baster Filistyne is, met 'n islamitiese geloof, het hulle gaan uitlewer aan die Edomite in 1948 in ballingskap. Toe die Jode daar ingekom het, toe vat hulle die land militêr en hulle begin hierdie klomp Filistyne, Palestyne op 'n hoop jaag en so word ons kry hulle in onder andere Gaza. Gaza is 'n open air prison gewees vir die laaste 2-3 dekades. So hulle het al, soos wat hulle die land ontvolk het van Palestyne, die Jode, hulle soos diere gejaag in groot konsentrasiekampe in wat Gaza is. In hierdie groot konsentrasiekamp van 2 miljoen mense het hulle so gaan bom. Hulle het meer bomme daar gegooi as ek dink wat gegooi is in die Eerste Wêreldoorlog. As ek dit nie mis het nie. Tonne en tonne en tonne bomme het hulle daar gaan gooi met die hulp van die VSA om van die Palestynë ontslae te raak. So nou sê God is baie kwaad. Hy kla oor Ben-Hadad, dis Edomite. Hy kla oor Bosra, dis Edomite. Hy kla oor Damaskus, en dan dink mense, dis omdat Damaskus aan Sirië gaan behoort. Damaskus gaan baie binnekort behoort aan die Joodse staat. Dit is hoekom hy daarvan praat. Gaza behoort klaar aan die Joodse staat, so hulle moet die Edomit wees. Daarom sal ek 'n vuurslinger in die muur van Gaza en dit sal sy paleise verteer. Ek sal die inwoners van Asdod uitruim en die wat die scepter dra uit Askelon. Nou daar waar Askelon was, bly nie meer Palestynë nie. Daar bly nou Jode. Daar's groot Joodse settlements daar. Gaan lees dit. En ek sal my hand teen Ekron uitsteek en die oorblyfsel van die Filistyne sal omkom. Ja, ons sal sien dat daar wat het ek gesê? Hierdie oorlog van die Jode sal sorg dat onder andere Wesbank ingesluk word, Gaza ingesluk word. Hulle gaan met die Wesbank maak wat hulle met Gaza gemaak het. Dan so sê die Here, oor 3 oortredinge van Tyrus, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die ganse bevolking as ballinge aan Edom uitgelewer het en nie gedink het aan die broederverbond nie. Luister mooi. Hy sê, daar wat Tyrus is, dis Palestynë, Libanese, Libanon. Hy noem hulle Tyrus. Hy sê hierdie probleem wat daar ontstaan het in die Midde-Ooste, onder die Arabiese nasies, nadat die Jode hulle so op 'n hoop gejaag het in konsentrasiekampe in. Hy sê, dit hou ek teen die Arabiese nasies, teen die Ismaelite. Hy sê, want julle het nie aan die broederverbond gedrink nie. Menende, die Ismaelite is broers. Hulle kom daar van Abraham af, hulle moeder was Hagar, 'n Egiptiese prinses wat 'n slavin geword het, en sy is dan nou die moeder. Dis die nasies wat uit Abraham uitkom. En interessant, God het nooit vir Ismael vervloek nie. Nooit. Nie dat ek sê, die islamitiese nasies is reg nie, glad nie. Wat hulle doen is hulle sak. Die Midde-Ooste is hulle sin, hulle kan daarmee maak wat hulle wil. God het dit vir hulle gegee. Maar hy het hulle nooit vervloek nie. Nie soos wat hy Esau vervloek het nie. En nie soos wat hy optree teen Edom nie. Maar hier sê hy dit, hy sê, omdat hulle hierdie bevolkings, hierdie Ismaelite uitgelewer het aan die Edomite, aan die Jode, en nie aan die broederverbond gedink het nie, gaan ek daar verskriklike slagting inbring. Hy sê, daarom sal ek 'n vuurslinger in die mure van Tyrus, en dit sal sy paleise verteer. So sê die Here, oor 3 oortredinge van Edom, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hy sy broer met die swaard agtervolg het, en sy jammergevoel verstik het, omdat sy toorn altyd deur verskeer, en hy gedurig deur sy grimmigheid behou. Sal nou praat hieroor, dan sê hy, daarom sal ek 'n vuurslinger in Teman, en dit sal die paleise van Bosra verteer.
Hy sê hy sal kom uit Bosra en die bloed sal teen sy kleed gespat het. Dan praat hy van Ammon, wat hy gaan doen met Ammon. So, jy kan maar gaan lees, maar dit is interessant. Wie is Edom se broer? Jakob. Nou sê hy vir hom. Hy sê, omdat Edom Jakob met die swaard agtervolg het en sy jammergevoel verstik het. So, hoe word Jakob se jammergevoel verstik? Wanneer Edom vir Jakob sê, daar in Europa, daar in Brittanje, daar in die VSA, julle moet julle grense oopgooi vir al hierdie vlugtelinge uit Afrika, uit die Ismaelite, julle moet julle grense oopgooi, julle mag nie sê, julle wil 'n blanke land bly met julle eie geskiedenis en julle eie herkoms en kultuur en wat ook al nie. Julle moet julle grense oopgooi. En so word die jammergevoel, want hulle speel op die emosie. Julle moet nou jammer wees vir hierdie klomp wat inkom. Sies tog, hulle het nou nie meer huise nie. Die Jode in die VSA het al hulle huise gebom. Hulle het niks nie, ons kanaliseer hulle daar in Europa in. Dis waarvan hy praat. Hy sê, julle het die jammergevoel verstik. Nou ja, nou goed, hierdie is maar my laastes. Ek sal een maak, dat ons kan praat oor die oorlog van Openbaring 9, want dit is 'n baie interessante oorlog, en baie min mense is voorbereid op dit wat kom. Goed, nou ja, ek is Deborah de Rigter, nou ja, en as jy met my wil kontak maak, moet jy maar vra my e-pos aan, of so aan.